Dr. Judy Pretoria sluit nou by ons aan om praktiese bruikbare vakansievelsorgwenke te deel en om te verduidelik watter behandelings veilig en slim is om juis nou te oorweeg. Baie welkom hier by ons. Dankie. Goed, ek meen Suid-Afrika se somer kan genadeloos wees. So wat maak velsorg in ons land anders as in ander lande? Wel kyk nou, eerstens het ons Kersvakansie in die somer en ons bly suid van die ekwator en die ligstrale waarin ons gewoond is UVB. En UVB penetreer nie baie diep in die vel nie, so dit is 'n bietjie van 'n irritant op die vel. En ons geniet dit vreeslik buite, maar dit bly 'n irritant op die vel. Met die gevolg is daai UVB-strale kan ons vinniger laat ouer word. Dit kan maak dat ons vinniger vog deur ons vel verloor en natuurlik bietjie meer gevaarliker is velkanker kan ontwikkel. Ja. So beteken dit met ander woorde dat die son in Desember werklik sterker is in Suid-Afrika of is dit net iets wat almal sê? Daar's iets wat hulle noem 'n UV-indeks. So die UV-indeks is meer in die somermaande. Ja. En ek dink dit gaan ook gepaard met die feit dat jy weet die ligtyd is langer. Dit word vroeër lig, word later donker. So ons blootstelling is natuurlik baie meer in ligtye en ons voel partykeer ja, ons kry baie Vitamiene D uit die son uit, maar snaaks genoeg uit 'n populasie van 60 miljoen mense is daar amper 9 miljoen mense in die land wat sit met 'n Vitamiene D tekort ook. So mense moet nooit onderskat, jy weet dat jou vitamienaanvulling saam met baie tyd buite is ook baie krities nie. Nou baie mense dink dat 'n donkerder gelaat jou outomaties meer teen die son beskerm. Is dit waar of nie waar nie? Goed, dit is so, ons praat van daar's 6 verskillende veltipes, 'n Fitzpatrick 1 tot 'n Fitzpatrick 6. Nou gewoonlik 'n Fitzpatrick 1 is 'n baie ligte ondertoon, skandinawiese ondertoon en 'n Fitzpatrick 6 is meer donker. Nou dit gaan gepaard met melanien en ja, melanien, die pigmentsel, gee vir jou baie meer beskerming, maar mense nou wonder hoor jy gaan donker veltipes dalk nie eintlik kondisies kry soos rosacea waar inflammasie is of velkankers nie, ook, hulle kry dit ook. En deesdae ongelukkig word velkankers by baie jonger mense gediagnoseer. So, jy weet, die vel is 'n beskermende orgaan. Dit is 'n baie publieke orgaan, ons word identifiseer aan ons vel. So, die vel beskerm jou ander orgaan en ek hou daarvan om vir mense sê, wat doen jy om die beskermer te beskerm? Ja. Dis 'n baie interessante vraag en 'n manier om daarna te kyk. Goed, so wanneer 'n mens nou dink aan die Suid-Afrikaanse vakansie, miskien die Desember vakansie, gestel nou maar ek kan net 3 velprodukte inpak, wat moet dit wees? Goed, natuurlik gaan dit sonskerm wees. Ononderhandelbaar, maar mense moet altyd gaan kyk na drie stappe. En ons is nie gewoond aan miskien 'n tonertjie ook, maar deesdae moet jy 'n goeie reinigertjie kry. Jy moet 'n serumpie kry, soos 'n Vitamiene C serum wat 'n goeie antioksidant is en dan natuurlik jou sonblokkie vir die oggende. Aande sal weer 'n goeie reinigertjie met 'n bestanddeel in soos salicylsuur, 'n serumpie dalk retinol, Vitamiene E en dan bo-op hom ietsie 'n bevochtigertjie soos peptiede en seramiede en groeifaktor en al daai wonderlike dinge. En watter impak het iets soos stranddae, kloorwater en selfs ook lang tye tydens 'n rit op die pad op 'n mens se vel? En wat kan 'n mens doen om dit te beskerm? Wel, die heel eerste ding is, mens moet weet dat jou vel het 'n ander naam en dit staan bekend as 'n suurmantel. So jou vel hou daarvan om in 'n suuromgewing te wees. So die oomblik wat jy in die see swem, of jy spandeer te veel tyd in die son en jy sweet byvoorbeeld, of jy swem in kloorwaters, dan daai omgewing gaan dan jou suurmantel se spesifikasie verander. So dit word van 'n suur na of neutraal of alkalies. En die oomblik wat dit gebeur, dan kan jou vel begin pigmentasie ontwikkel. En dis presies wat gebeur tydens somermaande. Mense kom terug van vakansie af en hulle sien, hoor ek het 'n vlekkie, ek het 'n bruin vlekkie op my gesig of op my hande. Bestuur byvoorbeeld, jy kan sommer sien wanneer iemand so bestuur, jy weet, of selfs so, want hoe hulle brand aan die kant van hulle gesig is oor dat die ligstrale amplifiseer deur jou ruite deur. So mens moet maar altyd versigtig wees en bewus wees van hoe die son jou kan brand en mens moet nooit onderskat dat selfs al is dit bietjie bewolkte dag,
Daai ligstrale penetreer nog steeds en dit irriteer nog steeds maar op die uiteinde probeer die suurmantel karakter net beskerm soveel as wat jy kan. En wat is die grootste velsorgfout wat Suid-Afrikaners elke jaar maak? Man, dit is nog hulle meer 'n damefout is hulle te laat aantjie of hulle is moeg en hulle gaan slaap met hulle gremering. Moenie dit doen nie asseblief. En ek dink 'n tweede groot fout en dit maak my hart 'n bietjie seer van tyd tot tyd is mense moet 'n twee keer 'n dag velsorgroetine hê. Jy moet 'n velsorgroetine hê in die oggend en jy moet 'n velsorgroetine hê in die aand. Want jou vel het daai voeding nodig, jou vel het daai aandag nodig en moenie vergeet nie, ons leef langer. Dit is nie ongewoon dat mense nou gaan leef tot 100 of 110 nie. So hoe gaan jou vel lyk as jy die dag 100 of 110 jaar oud is? Presies. Nou kan ons kykers hulle vel beskerm terwyl hulle steeds dan nou braai, stranddae wil geniet en swembadpartytjies wil geniet. Dit is so as jy baie meer tyd buite gaan spandeer, wend tog maar jou sonblokkie 2 of 3 keer aan. Moenie enige velsorgprodukte vrees nie. Weet maar net dat in 'n winter gaan jy byvoorbeeld produkte gebruik wat bietjie meer ryk is. So die viskositeit is ryk en is meer 'n dikker room. Probeer jou produkte bietjie verander in die somermaande, liggewig formules wat maak dat jou vel bietjie kan asemhaal, dat jy nie kan sweet nie, dat die oomblik wat jy dit aanwend, dan gaan jy voel, okay nee, dit pla my nie, dit maak nie my vel olierig nie, dit verstop nie enige poree en sovoorts nie. En daarmee saam kan ek dan sê, baie tipe produkte wat jy kan gebruik in die somer, is byvoorbeeld spritsertjies. Jou produk kan in 'n spritsertjie vorm wees. So terwyl jy daar by die braai staan buite, kan jy 'n spritsertjie sonblokkie hê of jy kan 'n spritsertjie produkkie wat die vel net 'n bietjie kan afkoel sodat jy nie te veel sweet byvoorbeeld nie. So baie liggewig tipe produkte wat gaan maak dat dit nie te moeilik is vir jou om by jou velsorgroetines te bly nie. Ons het net 'n paar sekondes oor, so net vinnig, sonskerm, spuit, room of stokkie. In die spuit is meer vir mans wat nie hou van daai olierigheid nie. Stokkie, hou hom in jou handsak en room vir die meer ouer mense daar buite wat nog vog nodig het. Daar sy, nou is ons baie meer ingelig. Baie dankie Dr. Judy. Dit is nou tyd om die wenner van ons kykerskompetisie van op dieselfde bladsy met ons vriende van Graffiti Boeke aan te kondig. Baie geluk aan Alice Stein van Groot Brakrivier. Bly net waar jy is, ons is nou weer terug.